stilte oor die vlaktes hang. Ruimanne sag oor stofpadspore met geviere koud in hul hand. Die spoorlyn fluister deur die sand. Die Britse trein kom stadig aan, maar in die donker van die vlaktes wag die manne van die land. Fluister deur die veldwind sag, staan vas, staan vas. Die nag behoort aan ons. Oh, Delarey, lei ons deur die nagse vuur, waar die ysterperde vol en die donder oor die vlaktes stuur. Oh, Delarey, die veld roep hard jou naam. By Kraaipan net vryheid, soos donder deur die donker Die trein kom rollend deur die nag, sy lanterns gloei soos oë van staal, maar onder die grond lê vuur en kruit waar die boere hul hinderlaag haal. Toe breek die spoor met donderklap, die stal word stil in rook en sand, en oor die vlaktes hoor jy roep vir vryheid vir ons land. Die nag breek oop met donderklank, die veld self skree hul naam. Oh, Delarey, veldgeneraal van storm en sand, waar die trein van die ryk stil val, staan vryheid weer in boerehand. Oh, Delarey, die geskiedenis brand vandag. By Kraaipan het die eerste skoot die wêreld laat bewe van slag. Die rook lê laag oor Kraaipan, die Britse vlag hang stil en swaar, maar oor die veld ry manne trots, van die eerste oorwinning is daar. Nie vir goud of koningskroon, maar vir die grond waar hulle staan, vir elke plaas en elke kind wat nog vry moet opstaan. Oh, Delarey, die veld sal nooit vergeet, waar Kraaipan se yster breek, het vryheid sy eerste tree getree. Oh, Delarey, laat die harmonika huil, want oor die vlaktes van Transvaal sal jou naam vir ewig brul. Delarey, daar is te vry. Standing, look, present. Ontstaan in skadu's van lyding,
is harte vol pyn en verlange. Ons roep tot God, ons roep na hom, verlos ons uit ons ellende. Ons klein hande gevou, ons oë vol trane. Ons stemme bewind van koue, van hongerte, van verlies. Vader, hoor ons lijden, hoor ons sagte krete. Rudy, ja, ek is Flip de Pre. Ek is op die plaas Guldridge gebore in 1945, die 11de Augustus, net hier die grensplaas aan hierdie gebied Kraaipan. Ek is nou gevra deur Rudy om net hier kortliks te beskryf wat hier gebeur het. Die aand van die 12de Oktober omtrent 10 uur het die slag hier plaasgevind. Dit het so gebeur. Generaal de la Rey het volgens oorlewering 'n kommando van 800 man, waarvan 200 man berede manne was, hier na hierdie gebied toe gestuur om hierdie Engelse provianttrein te ontspoor en dan beslag te neem op die inhoud of die proviant wat nou op die trein was. Nou goed, nee, ons staan hier so by die cutting waar die geveg hier by Kraaipan plaasgevind het, die 12de Oktober 1899. Die een groep boere was hier aan die weste kant van die spoorlyn in posisie gewees en daar was 'n groep weer aan die ooste kant waar daar 'n loop is, die Konana rivier soos wat dit vandag daar bekend is. Wat ek nou hier alles vertel is als net volgens oorlewering. Ek kan dit nie boekstaaf nie, maar dit is baie naby aan die waarheid wat ek nou hier vertel. Wat gebeur het is die boere het bewus geraak van 'n trein wat van Vryburg se kant sou kom op pad Mafeking toe met troepe en proviant. En generaal de la Rey het toe opdrag gegee. Daar was onder andere sy veldkornet Coetzee wat in bevel was toe van die manskappe wat die trein moes ontspoor. En hy volgens oorlewering was dit ook die veldkornet Coetzee wat die eerste skoot geskiet het. En daar is 'n gat in die stoomketel veroorsaak en waar die stoom toe nou uit is en die trein toe nou nie in staat was of die lokomotief nie in staat was om verder te kan beweeg nie. Maar die boere het voor die tyd het hulle reeds die spoorlyn op 'n strategiese plek opgebreek en toe die Mosquito volgens oorlewering is die lokomotief wat vooruitgestuur is om seker te maak dat alles vlot verloop, dat daar die Britte natuurlik nou nie in 'n hinderlaag sal beland nie. En toe dit nou wel gebeur het dat die lokomotief in die ontspoorde gedeelte beland het, toe het die boere gegaan en hulle het so van die spoorstawe aan die agterkant van die treine en verder op maar die Boego-Vryburg se rigting opgebreek sodat die trein as hy sou weer op die spoor geplaas word nie kan terugbeweeg het nie. Daar het die boere toe onder andere ook beslag gelê op inhoud wat in die trein was, onder andere Lemaitre gewere en baie rondes ammunisie en proviant en ek weet nou nie wat alles daarbey was nie, maar hulle het hier beslag gelê op dit. En van die Britse soldate was gewond gewees. Boerekant was daar geen ongevalle gewees nie. En die geveg het toe uitgebrei verder. Hulle praat van die plaas Kudusrand, maar in werklikheid het die plaas nou die naam Guldridge. Daar is ook skanse wat deur die boere magte toe destyds opgerig is.
waarvanaf die boere toe nou met die Engelse Britte nou slaags geraak werd. Dit sover my kennis strek van die gebeure. Is daar enige boere gedood in hierdie skermutseling en is daar enige Britte doodgeskiet? Volgens na my beste wete, is daar geen boereongevalle gewees nie, maar wel van die Britte was verwond gewees, definitief. Maar dit was ook nie 'n baie groot Britse mag nie. Die Engelse of die inligting wat die boere gekry het, was heeltemal opgeblaas, want hulle het aanvanklik gepraat van 'n mag van rondom 1000 man. En in werklikheid lyk dit vir my was hier maar so iets as 70, 80 Britte betrokke gewees die dag met die aanval toe. Ons is nou in Maart 2026. Ons gaan so 'n stukkie terug in die geskiedenis van die Anglo-Boereoorlog. En hier waar ek vandag staan, is dit te danke aan twee wonderlike mense, Rolien en Corneille Meyer, wat dit vir my moontlik gemaak het om hierdie verhaal met julle te deel. En dit is naamlik die slag van Kraaipan. Ja, oralste in die land is ons monumente of afgebreek, of die braasplate is gesteel, soos hierdie materiaal, waar ons staan op die koppie, waar die deurgang gebou was, waar die trein deurgekom het van die Britte, om aan te dui en dan die hele verhaal daar te vertel. Die braasplate is afgesteel. Maar nietemin, hierdie is die stasie met die naam van Kraaipan. Nou, aan my regterkant, net 'n end van hier af, is daar 'n redelike groot pan, en ek dink dit is seker waar die naam vandaan kom, Kraaipan. Nou, die Anglo-Boereoorlog is seker 'n oorlog van 1900 tot 1903, wat tot en met vandag nog vertel word oor die heldedade van die boerevolk en die kommandos, maar ook die generale wat hierby betrokke was. En so 'n besonderse generaal was generaal Koos Dellery. Nou, generaal Koos Dellery het op 'n plaas groot geword in die Wimber distrik, en die plaas se naam is Doringfontein. En hy was iemand gewees wat hy was 'n besonderse persoon gewees, in die sin van, hy was altyd gedissiplineerd. Nee, hy het na mense omgesien, hy was gehoorsaam gewees, en so was hy deur die hele Anglo-Boereoorlog 'n generaal waarmee rekenskap kon gehou word. Selfs hier met die slag van Kraaipan, nee, het hy sy staal gewys. Nou, as ek nou vir julle wys daai kant toe, dit is nou, as jy nou met die trein sou gery het, sou jy Vryburg toe gegaan het. Hier waar ek nou staan en ek kyk vir die kamera, in 'n noordelike rigting is waar die trein gegaan het, Mafeking toe. Nou ja, die Britte, toe goud en diamante in Suid-Afrika ontdek was die gord natuurlik gaar gewees. En so was generaal Koos Dellery ook deel van die destydse kabinet van Paul Kruger. En daar was verskriklik baie vergaderings so goed aangehou, en met die eerste vryheidsoorlog het die Britte besluit, en hulle het gesê, na die verskriklike pak slaaf wat hulle gekry het by Majuba, hulle sal nooit weer in die boerevolk se sake inmeng nie, naamlik die Vrystaat en die Transvaal. Maar jy kan 'n Brit net so min vertrou as wat jy die huidige regering kan vertrou. Hulle het net nie hulle woord in goed te stand gehou nie. En so het Paul Kruger toe nou oorlog verklaar teen Groot-Brittanje.
In die kabinet het generaal Koos Dellery, omdat hy 'n gedissiplineerde man was, gesê, president Paul Kruger, dis nie die regte ding om te doen nie. Want Paul Kruger se woorde was gewees, julle wil nie net die goud en diamante hê nie, julle wil my land hê. En daarom het hy oorlog verklaar. En generaal Koos Dellery het vir hom gesê, maar generaal, dis nou amper iets soos jy vat 'n naald en jy gooi dit in 'n hooi miet. Ons is te min mense om teen 'n oormag teen hierdie Britte te veg, want in 1900 het daar meer as 450.000 Britte aan wal gekom in Kaapstad. Teenoor die handjievol boere wat omtrent min of meer 60.000 was. Nou ek kan verstaan hoekom generaal Koos Dellery dit vir hom gesê het, want dit is 'n onmoontlike taak gewees om hierdie vyand wat jou land binnekom te stop. Maar die boerevolk het hulle hel gegee in die 3-jarige oorlog. Nou wil ek ook net iets regstel. Daar was nooit gepraat van die Afrikaneroorlog nie. Daar was altyd gepraat van die Anglo-Boereoorlog. Dis 'n verskriklike groot verskil. En jy die kyker asseblief moet dit verstaan. So, toe oorlog nou verklaar is, en generaal Dellery was aangestel as die veggeneraal, het hy opdrag gekry van generaal Piet Cronje, wat sy staal gewys het met die slag van Magersfontein, het hy opdrag gegee aan generaal Koos Dellery, om hierdie kant toe te kom van die Wes-Transvaal, om die Britte stop te sit. Om te keer dat die Britte nie verder na Johannesburgse kant toe kom nie. En so het generaal Dellery sy perd opgesaal met sy boerekommando, ongeveer so tussen 400 en 600, en hulle het hierdie kant toe gekom. Nou die destydse spoorlyne, soos wat ons vandag hierso staan by die verlate, toegegroeide kraaipanstasie, is deur die Britte gelê. Met natuurlik hulle eie arbeid of met swart arbeid. Die boerevolk het nie hierdie treinspore hierso gelê nie. Latere jare, ja natuurlik, met die groter lokomotiewe moes hierdie spore of die spoorstawe moes natuurlik nou daai gewig en goed, jy weet, kon gedra het. En so is generaal Dellery en sy kommando toe na hierdie omgewing toe. Hierdie plekkie se naam is Kraaipan. 1:00 die oggend op 13 Oktober 1899. Net in die agterkant, seker so kilometer van my af, is daar so koppie. En die trein moet deur daai koppie beweeg het. En die Britte was op pad, omtrent 200 van hulle, onwetend dat die boere hulle inwag. En die trein se naam het geheet die Mosquito, 'n muskiet. Nou ja, die eerste lokomotief was so gepantser gewees met staal wat hom toegemaak het, sodat wanneer jy dan nou die lokomotief aangeval het, dat jou patrone nie deur die ketel van die lokomotief gegaan het, of jy dalk miskien die drywer of die stoker raak geskiet het nie, maar die agterste lokomotief was nie so gelukkig gewees nie. En daar was 'n boer gewees wat die eerste skoot geskiet het, terwyl generaal Dellery se kommando toe nou gewag het vir hierdie trein, 1:00 daai oggend op 13 Oktober 1899, skiet, na hy bevel gegee het, een van die kommandolede daai ketel van daai lokomotief. En natuurlik, daai ketel het 1200 vierkante meter kapasiteit. Dis die drukking, dis oorverhitte water. Daai water is so gevaarlik, en dit was altyd die groot gevaar gewees van 'n stoomtreindrywer en sy stoker, dat as die lokomotief moet ontspoor het, of hy moet in 'n botsing kom,
daai geweldige ontploffing in daai ketel is amper soos 'n drukpot waar jy nou kos mee maak. En toe daai skote daai ketel tref, het die drywer van daai lokomotief verskriklik verbrand. Nou die boere het ook gegaan, ek sal kyk of ek vir julle kan wys, hierdie spoorstawe, wanneer hulle by mekaar gelas word, is daar gate in die spoorstaaf, dan kry jy 'n staaf met boute deur en met moere aan die agterkant om daai spoor in posisie te hou. Maar hulle het toe, so 'n kilometer van my af, het hulle daai spoor, jy weet, losgemaak en ook omtrent 'n kilometer terug, net toe die trein verby is, ook die spore losgemaak. So indien die trein nie ontspoor het nie en hulle wil besluit het om terug te gaan Vryburg se kant toe, om te keer dat daai lokomotief nie wegkom. Nou ja, geen boere is doodgeskiet in hierdie skermutseling nie, maar 'n paar Britte was erg gewond gewees. Daar word ook nie geskryf, jy weet wat het toe van hulle geword nie. Maar die formidabele generaal Delarey het weer hierso sy staal gewys, wat se tipe mens hy was. Maar daar's altyd 'n gesegde, jy weet, die vrou is vir die man gemaak, nie die man vir die vrou nie. En my ma het altyd gesê, ja, maar die vrou is die nek. Die man is die hoof van die huis, maar die kop kan nie draai as die nek nie saamwerk nie. En so vrou was, en ons gee vir haar ook eer, Nonnie Delarey, generaal Koos Delarey se vrou. Wat 'n mens. Jy is baie welkom om te gaan oplees, hoe sy na die oorlog, die Tweede Vryheidsoorlog in felheid toegeneem het Methuen haar plaas afgebrand. Sy het, generaal Delarey, hulle het 12 kinders gehad, hoe sy gevlug het met daai kinders, en dat die Britte haar nooit kon gevang het om haar in 'n konsentrasiekamp te gaan sit nie. Nie baie ver van hier af nie, is daar 'n plek met die naam van Tweebos. En daar by Tweebos het generaal Methuen ook die middag aangekom. Boerevrou het daar binne in die huis gaan wegkruip. En Methuen het met alle mag, het hy tans probeer om daai huis aan die brand te steek. Maar met die vrouens se gesmeekery en omdat sy net geboorte gegee het hy haar gespaar. Maar ook net voor dit, het generaal Delarey 'n draai by Siener van Rensburg gaan maak, die boereprofeet. En ek wil ook net 'n saak regstel. Hy het homself nooit gesien as 'n profeet nie. Die boervolk het hom maar daai naam gegee as profeet Siener. En Siener van Rensburg het vir hom gesê, Koos, ek sien in my visioene 'n klomp rooi osse beweeg na hierdie gedeelte toe van die Wes-Transvaal. As jy nou gaan jy 'n groot slag slaan. Wat natuurlik toe gebeur het. Generaal Koos Delarey was 'n gehoorsame mens en hy en Siener was soort te sê boesemvriende. Hy het toe gegaan en daar by die Klipdrif het hy die groot slag geslaan van Methuen se soldate en oor die 400 is daar doodgeskiet die volgende dag. Ons praat altyd van ons boerehelde, maar ek wil ook net sê daar was boerevroue wat verskriklike groot helde was. En weer eens dink ek aan Nonnie Delarey. Met die geveg daar by die Klipdrif, hier by Sannieshof, was Methuen deur sy bout geskiet gewees. Natuurlik die boere wat saam met generaal Delarey was in alle erns en ernstig gewees om Methuen daar dood te maak. Maar generaal Koos Delarey het gesê, nee, ons tree nie so barbaars op nie. Nou, jy kan ook saam met my stem en ek sou ook so geglo en so gevoel het, ja, skiet hom dood, want die leed wat hy ons mense hier in hierdie land kom aandoen het, is legio. Na hy toe nou behandel was, het
Nonnie Dellery, generaal Koos Dellery, nog 1 hoender oor gehad. Sy het daai hoender gaan gaar maak en sy het 'n bietjie beskuit wat sy nog by haar gehad het vir Methuen gebring en dit vir hom gegee. Nou vandag staan ons hier. Dis die verlate stasie van Kraaipan hier in die Setlagotla gebied hier in die Wes-Transvaal. Ek wonder of wanneer laas, jy kan sien die treinspoor word nog gebruik, maar wanneer laas was hier 'n trein verby. Ek wonder hoeveel van ons volksgenote weet van die slag van Kraaipan. Jy weet wat hier plaasgevind het. Generaal Dellery se woorde wat hy gesê het, jy word vrygebore, maar vir jou vryheid sal jy moet veg. Het dit nie so dikwels gebeur dat dit 'n bewys is, selfs in die situasie wat ons vandag in Suid-Afrika is, dat dit dalk weer in die toekoms kan gebeur, om jou vryheid weer terug te kry. Na hierdie slag van Kraaipan is daar 2 kanonne gebyt, klere en ammunisie, en dit het natuurlik vir die boere baie gehelp, want van hier af is generaal Dellery toe Magersfontein toe. Nou terwyl ek in hierdie area rondgery het, dan dink ek so dikwels, hoeveel keer moes hulle in die aande in die veld slaap en versigtig wees om nie vuur te maak dat die Britte hulle kan aanval om te kan sien, hoorie, maar daar trek 'n rook, daar moet 'n boerekommando kom wees. Daai gehalte boer is nie meer in ons volk nie. As ek dink aan generaal De Wet, hoe hy vir 14 dae rondgejaag het, ook na 'n plekkie nie ver van hier af nie, naamlik Tosca, vir Jan Smit se magte, sodat hy nie gevang kan word nie. Maar op die uiteinde het hy net moedeloos geword en oorgegee. Ek was bevoorreg geweest om by daai monument te wees, ook op 'n privaat plaas. Ja, daar's wonderlike stories van, jy weet, 'n boer. Ja, deesdae kom die vraag baie keer op, is jy boer of is jy Afrikaner? Daai besluit moet u self maak. Ek kon nooit in my lewe verstaan het dat daar 'n verskil is tussen 'n boer en 'n Afrikaner nie. En dikwels word ek aangehaal en gesê, ja, maar jy is besig om tweedrag te saai. Nee. So was daar baie van hierdie verraaiers in die Anglo-Boereoorlog wat boere in baie benarde posisies laat beland het. Baie van hulle was doodgeskiet omdat hulle die boerevolk verraai het. Onder andere daar in Villiers distrik, die grafte is vandag nog daar in die veld, hoe hierdie een, hy was seker 'n boer gewees, maar hoe hy oorgeloop het na die Britte toe om hulle guns te wen, hoe hy sy suster en haar kinders in 'n bittere koue nag in die veld ingejaag het, en hoe sy swaar dit te hore gekom het, en hom gaan soek het, hom gevang het. Hy was verhoor nie ver van die plaas, die Mirasies is vandag nog daar, nie ver van Heidelberg af nie, en hoe daar besluit was, maar hulle moet doodgeskiet word. En hoe hy daar gestaan het, en hy geskiet was, en hy geval het, en hy was nie heeltemal dood nie, en hoe sy swaar afgeklim het, en sy keel verder met sy knipmes afgesny het. So was Jan Smits ook, het hy sy boerekommando in 'n benarde posisie gebring, met 'n opdrag wat hy ontvang het, wat hy toe nou gedink het, hy is baie slim, en hoe generaal Koos Dellery hom geslaan het met 'n sambok, omdat hy nie wou geluister het nie. As ons nou teruggaan, hier na Magersfontein toe, ek skat, dis seker omtrent 200-300 kilos. Dis so
30 kilometers aan die kant Kimberley. Die dag met daai geveg daar het generaal Piet Cronje sy staal gewys. En daar het generaal Koos Delery toe nou die ongelooflike ontdekking gemaak dat jy vore moet grou om jou manne min of meer hierdie hoogte te hê, so groot of so lank hulle is. En hoe die Britte gedink het, hulle is daar bo op die koppie, en hulle bomme bo op die koppie geskiet het, en hoe die boere hier in die onderkant was, en daai Britte uitgehaal het, en hoe hulle vir 3 dae in daai verskriklike warm son daar gelê het, want as hy sy kop gelig het, het hulle hom doodgeskiet. Maar ook die tragiese verhaal van Koos Delery se seun Adaan, wat daar erg gewond was, en hoe hy hom op die perd gelaai het en Jacobsdal toe gery het, om te kyk of hom te red, en hoe sy seun in sy arms gesterf het, en sy eensame graf vandag daar by Jacobsdal, daar vergete lê. Ja, dit is hartseer om vandag hierso te staan, en om te sien hoe het alles verval in hierdie land, hoe is ons monumente geplunder van die braasplate om die geskiedenis te vertel, maar ook weer eens op baie van hierdie braasplate was die waarheid ook nie vertel nie. Ek vat nou maar byvoorbeeld Clarence, Surrender Hill, so 5 kilometers buitekant daai pragtige dorpie op pad Foriesburg toe. Hoe die waarheid nie daar vir ons vertel is nie, en toe ek die reeks verfilm het, daar en by Paardeberg, waar generaal Piet Cronje, wat so formidabele generaal was, ook nie wou geluister het na generaal De Wet nie, en hoe hy opgeëindig het saam met ander 6000 boere op Sint Helena, so 3.500 kilometer van Kaapstad af. En hy weier ek, Rudy Rousseau, om nie die absolute waarheid, ek Rudy Rousseau weier, om net die absolute waarheid met mede volksgenote te deel, wat daar gebeur is, wat daar gebeur het. So, die braasplate was daar by daai Surrender Hill, wat sy naam eintlik moet wees, Verraaiers-Koppie. Want die boere het nie daar oorgegee nie. Die boere was daar verraai, die 3.500 deur 'n prokureur Fanny Filonel en kommandant Martinus Prinsloo, wat sy toegegroeide graf so 20 kilometers aan die kant Winburg vandag daar lê, met die bewyse van, jy weet, wat hulle doen met 'n verraaier. Fanny Filonel, hy het ontsnap, hy is nooit gevang nie, en sy graf is ook daar in 'n verbrande ou kerkhof op Senekal. Maar ek wil hierby die eer gee aan generaal Koos Delery en sy vrou Nonnie, en ook die ander vrouens wat hulle mans bygestaan het gedurende die Anglo-Boereoorlog, met hierdie besonderse tydperk wat hulle beleef het. Al het dit ook hoe sleg gegaan in die konsentrasiekampe, het daai vrouens vir hulle mans gesê, dit gaan nog goed met ons, moenie oorgee nie, hou aan veg. Daarby wil ek vir daai vrouens sê, en ons vrouens wat vandag ook al jare saam met ons 'n paadjie loop, nee, dis 'n besonderse vrou, 'n boervrou. Ja, ons staan vandag by hierdie eensame, vergete stasie, Kraaipan, die daar toe die stoomlokomotiewe nog die volle eer gehad het om hierdie wonderlike treine te werk, op en af, hoe jy gery het in die lengtes en breedtes van ons land Suid-Afrika. En vandag is dit ook hierso amper soos wat die dood ingetree het. Hier is niks meer oor nie. Generaal Koos Delery en sy kommandos, vandag wil die boerevolk vir u sê, ons vergeet nie
13 Oktober 1899 met die eerste skote wat hier geskiet was in die Tweede Vryheidsoorlog nie. Mag ons as boerevolk nooit hierdie helde vergeet nie. Mede volksgenote, ek wonder of daar al ooit 'n mooi Afrikaanse gedig geskryf was oor 'n doringboom. Jy weet, vir my het 'n doringboom 'n ongelooflike bekoring in die sin van, ja, mens koop nou maar charcoal en jy allerhande tipe hout en jy braai daarmee, maar doringhout, as jy vleis braai met doringhout, dan gee dit daai vleis 'n baie besonderse smaak. Die rook wat uit daai doringhout uitkom, nee, gee daai vleis 'n smaak amper soos seker die beste speserye wat jy kan kry. En soms met my ontswervinge die afgelope 20 jaar het ek al gedink as ek eendag my laaste asem uitblaas, omdat 'n doringboom so 'n bekoring het en hy so eie is aan ons land. Nee, sal ek nog nooit 'n gedig geskryf nie, maar ek dink maar net vinnig daaraan. Lê my neer by 'n doringboom. Sal dit nie 'n mooi gedig wees nie. Nou, daar was altyd 'n advertensie, ek kan nou nie die produk se naam onthou nie, en die advertensie het gelei, elke sluk 'n meesterstuk. En nou hier waar ek nou staan, nee, was dit nou nie vir Richard, 'n man wat in hierdie omgewing groot geword het, en niks gebeur per toeval met my nie. Want na ek die opname gemaak het hier by Kraaipanstasie, sê ek toe vir my vriend Arnold, jy weet, kom ons gaan ry net die laaste keer daar na die museum toe. Miskien is hulle daar, kan vir ons oopmaak, en ek moet sê baie dankie aan daai personeel wat ons nou toegelaat het ons vir Richard ontmoet. En Richard is 'n boerling van hierdie Setlagoli distrik. En ek wil nou vir julle wys, met die slag van Kraaipan, elke boereskoot 'n meesterstuk. Eers skiet hierdie boer daai ketel of die boiler van daai stoomlokomotief raak. Die treindrywer is so te sê vergrys met daai verskriklike warm stoom wat daar uitkom, en toe brand die boere los. En alle hel bars los. Nie eens 'n kilometer van my af waar die Britse trein wat op pad was Mafeking toe ontspoor. Hier waar ek staan het ek gewonder, mens lees nie altyd in boeke, weet hoeveel Britte is daar dood nie. Maar ek wil net vir julle wys, ek gaan nou weer voorkom staan en net verduidelik, maar kyk nou net hierna. Vyf Britse soldate lê hier naby die stasie, begrawe, vergete, en elke boereskoot was 'n meesterstuk met die slag van Kraaipan. En hier lê hulle in hierdie vergete kerkhof, toegegroei, soos baie van die ander kerkhowe. Liewe volksgenoot, kyk net hoe mooi pronk die boerevolk se vlag, daai vierkleur hier in die agtergrond.
Ja, die Britte was baie arrogant geweest nadat Paul Kruger oorlog verklaar het teen hulle om te sê, ag wat, die oorlog gaan daai Desember 1900 klaar wees. En vir 3 jaar was dit hel in Suid-Afrika. Soos generaal Dellery sê, jy word vrygebore, maar vir jou vryheid sal jy moet veg. Ja, ons dink so aan die boere wat op die slagvelde dood is, helde van ons era. Ons dink so aan die 6000 boere kruisgevangenes op Sint Helena, die amper 700 boere seentjies onder 15 jaar, die 38.000 vrouens en kinders wat in 146 Britse moordkampe in Suid-Afrika oorlede is. Maar daarby wil ek ook sê, ek het dit nou afgeneem in die museum, daai lui Brit wat hierdie spoorlyne gebou het, saam met mense soos Richard en ander bevolkingsgroepe, soos wat die Engelsman sê, they had a very raw deal. Hulle was plase belowe, wat hulle nooit gekry het nie. Ek het eendag toe ek langs die Baralongkoning sit, Ngosi, toe sê ek vir hom, Ngosi, sê vir my, nee, julle het saam met die Britte teen die boere kom veg. Die Britte het julle geld beloof, julle kos beloof, julle plase beloof. Het julle ooit daai plase gekry? Toe sê hy vir my, nee Rudy, ons het nooit daai plase gekry nie. Jy weet, daai onkruid wat uit plaveisel groei, wat jy nie daar wil hê nie, jy spuit hom dood, en volgende week is hy terug. Dit laat my dink aan 'n Brit. Jy weet, daar's 'n boom in Suid-Afrika, 'n doringboom, wat jy baie groot respek moet hê. Ek wil net kyk of ek hier 'n takkie kan afknip. Kyk, ek wil net gou kyk hier op die grond of ek. Is dit 'n hak en steek? Nee. Daai ene daar waar die kar staan. Toe maar. Hy met die kar staan is hak. Ja, maar ek wil net hier verduidelik. 'n Doringboom waarvoor jy baie groot respek moet hê, is hierdie doringboom en sy naam is hak en steek. Nou die probleem met hierdie boom is, jy gaan nie net sommer deur hom loop nie. Want hy het 'n hakkie hierso, 'n klein hakkie. Ek weet nie of jy dit kan sien daar waar ek dit wys nie. Hy het 'n hak. So hy hak aan jou klere en dan is jy hierdie doring hierso wat jou steek. En dit laat my dink aan die boerevolk. Toe daai Britte hier gekom het en net gedink het, in Desember gaan die oorlog oorwees, maar toe was dit nie so nie. Hierdie boerevolk laat my dink aan 'n hak en steek doringboom. Ja, op 'n dag, soos wat hulle in goeie Afrikaans sal sê, enige boer het 'n moermeter. Wanneer daai moermeter gegaan het, is daar geen keer aan die boerevolk nie. Hier is die bewys. Daai pragtige vuurkleur wat hier in die agtergrond is by hierdie Britse moordenaars wat die hele land vol lê. Wat hier by Kraaipan, 5 van hulle wat in hierdie geveg gesneuwel het. Hulle het ook seker gedink vir Queen and Country. En toe sien hulle 'n doringboom vir die eerste keer. Hoe lyk hy as hy hier onder die grond lê? Snaaks genoeg met die dokumentêr oor Allewal Noord se konsentrasiekamp het daar by die Britse grafte gestaan, "To God be the glory." Toe dink ek, ja, hoe arrogant kan 'n Brit wees om te sê, "To God be the glory." Na julle meer as 38.000 vrouens en kinders in 146 Britse kampe vermoor het. Wat se glory kan daar wees? Die God wat die boerevolk dien, is 'n ordelike God. Ek kan nie glo en verstaan en weet wat se God het hulle gedien.
om hierdie vele moorde in hierdie konsentrasiekampe te doen nie. Hoe boere koelbloedig doodgeskiet is. Paar jaar terug met die herdenking van die slag van Kraaipan. En hier is die monument wat opgesit is om die herdenking en die goed te bekragtig of te wys vir besoekers in hierdie gedeelte van die land. Ja, dit is 'n ongelooflike ervaring om hierso te wees. En vanoggend met die opname hier by Kraaipanstasie het ek gewonder, weet hoeveel Britte in hierdie slag dood is hier by Kraaipan. En daar's 5 Britte daar vyf Britte het gesneuwel met die slag van Kraaipan. Daar's geen boere ongevalle gewees nie. Weereens 'n dinamiese man, generaal Koos Delarey en sy komando, waarop ons tot en met vandag, meer as 126 jaar gelede, weer kan trots wees. Moet sê die vriendelike personeel hierso by die museum het vir ons kom oopmaak. Hulle het vir ons hierdie kom wys, ons het nie geweet hiervan nie. En gelukkig het hulle vir ons gesê van die Britse grafte wat net aan die ander kant van die treinspoor is, so ons gaan nou soontoe om dit dan ook in hierdie dokumentêr te sit. Maar 'n ongelooflike ervaring soos met die ander slagvelde. Ek wonder hoeveel van julle volksgenote weet van hierdie slag van Kraaipan. Hier is die eerste skote in die Tweede Vryheidsoorlog geskiet tussen boer en Brit.
In die stilte van die vlaktes, waar die wind deur dorings saggies fluister, staan 'n man met oë vol skadu, en die sterre hou hul wag. Hy sien spore oor die aarde, soos 'n pad wat deur die tyd verdwyn. En die nag bring stille drome, wat net 'n man van God kan sien. O veldwind dra die visioen, oor die berge, oor die sand, waar môre soos 'n skadu wag, op hierdie oue land. Die sterre skryf hul geheime, op die hemel donkerblou, en die drome van die siene is 'n fluister in die kou. Hy hoor perde in die verte, en die dreun van 'n verlore tyd, waar die rook van oude vure nog oor die vlaktes gly. In sy hart lê vreemde beelde van storms wat nog moet kom, maar ook van lig wat stadig groei wanneer die nag verstom. O veldwind dra die visioen, oor die berge, oor die sand, waar môre soos 'n skadu wag, op hierdie oue land. Die sterre skryf hul geheime, op die hemel donkerblou, en die drome van die siene is 'n fluister in die kou. Miskien is tyd 'n sirkel wat deur die jare draai, en elke droom 'n lantern wat deur die donker waai. O veldwind dra die visioen, laat dit deur die nag bestaan, want elke volk het stories wat deur die eeue gaan. En in die stilte van die veld, waar die maan oor klippe skyn, loop die spore van die siener nog stil deur elke hart. Uit die blou van ons hemel, uit die diepte van ons see, oor ons ewige gebergtes, waar die kranse antwoord gee, deur ons ver verlate vlaktes, met die kreun van ons wal, ruis die stem van ons geliefde, van ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra. Ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. Ons staan in skadu's van lyding, ons harte vol pyn en verlange. Ons roep tot God, ons roep na hom,
verlos ons uit ons ellende. Ons klein hande gevou, ons oë vol trane, ons stemme bewind van koue, van hongerte, van verlies. Vader, hoor ons lijden, hoor ons sagte krete. Ons offer ons siel en elke druppel bloed wat vir u en ons volk gevloei het. Gee ons mans die krag om voort te veg, selfs wanneer hulle moeg, siek en eensaam is. Vir die nalatenskap van ons volk, vir die erfenis van ons vaders en moeders. Ons hoop en gebede strek soos die son oor die dorre vlaktes. Onthou ons naam hier, onthou ons lyne, onthou hoe ons gesterf het, onthou elke traan, elke kreet van ons kinders, elke gebed wat in die donker tentel gefluister is. Hoe ons bloed vir ons oor duigang gevloei het, hoe ons hart gebreek het in die koue nagte. Suid-Afrika, moenie ons vergeet nie. Deur koue nagte en holler dae het ons vasgehou aan die belofte. Ons het gesing selfs toe die wind deur ons kalwe tente geskeur het. Ons lied was ons gebed, elke woord 'n traan, elke noot 'n smeekbene na u. Ons hoop het soos 'n lig geflikker in die donker. Ons klein hande het mekaar vasgehou, ons oë het mekaar gesoek. En in ons lyding het ons na God gevra. Ons roep tot God, ons roep na hom. Verlos ons uit ons ellende. Laat nie ons offers vergete wees nie. Laat nie die bloed van ons vaders en moeders verwaarloos word nie. Laat die geskiedenis weet hoe ons gelei het, hoe ons gestaan het met die min krag wat ons gehad het. In die donker van die nag, Vader, hoor ons fluisterende stemme. In die koue van die oggend, hoor ons klagtes na u. Ons ly en ons bid, ons sug en ons wag op u genade. Ons kleinkinders huil, ons vroue roep, ons hart is moeg, maar ons gees is vas. Ons roep tot God, ons roep na hom. Verlos ons uit ons ellende. Laat ons nie in die nag verlore wees nie. Laat ons nie in stilte vergete word nie. Onthou ons lyding hier, onthou elke traan, elke kreer, elke stukkende hart, elke stem wat gebreek is in die koue kamp. Laat ons offer nie verlore wees nie. Laat dit 'n getuienis wees vir die wêreld, hoe ons gebid het, selfs toe die son nooit vir ons geskyn het nie. Suid-Afrika, moenie ons vergeet nie. Ons het gebid met elke asem, met elke traan, met elke hartklop. Ons het geoffer ons siel, ons bloed, ons lewe, alles vir u, o Heer. Laat ons herinner word nie net as slagoffers nie, maar as kinders wat geglo het, wat lief gehad het, wat gevrees het, maar steeds gestaan het. Ons roep tot God, ons roep na hom. Verlos ons uit ons ellende. Laat ons offer 'n lig wees vir die nasies, 'n getuienis vir die geslagte wat kom. Laat Suid-Afrika nooit vergeet nie. Laat die naam in ons lyding altyd saam wees.
Afrika weet van ons lyding. Laat die wêreld nie vergeet nie. Ons sang sal styg soos die wind oor die vlaktes, soos die son oor die berge.